Die Vryheidsfront Plus het 'n omvattende plan aangekondig om Pretoria as hoofstad reg te ruk. Volgens die party sal die plan oor die volgende 3 maande bekendgestel word met 'n sterk klem op openbare deelname. Die eerste fase, dis ons tyd om gehoor te word, nooi inwoners om hul probleme en oplossings te deel sodat die plan op gemeenskapsvlak gevorm kan word. By ons in die ateljee is Willie Spies, VF+ burgemeesterskandidaat vir Tshwane Metro en ook Grandi Tennyson, die VF+ streekleier vir die groter Pretoria. Goeiemôre, is 'n voorreg om julle hier in die ateljee te hê. Baie welkom. Môre. Willie, ek wil by jou begin. As jy 'n plan saamstel, dan moet mense baie duidelike idee van wat die probleem is wat jy wil regstel. Wat is die kernuitdagings wat Pretoria tans ervaar? Wel, ek dink 'n mens kan maar net in die oggend vroeg laat wees vir 'n onderhoud en deur Linwoodweg ry, dan sien 'n mens dit aan jou lyf. Hierdie geweldige bottleneck in Linwoodweg hier voor die universiteit is een voorbeeld van die tipiese sistemiese probleme in die stadsraad. Kontrakteurs word aangestel, dis nie die beste kontrakteur vir die werk nie, dis die mees toepaslike kader, die mees gekonnekteerde kader, en kontrakteurs doen werk nie met finansiering wat hulle by privaat finansieringsinstellings kry nie. Hulle verwag van die belastingbetaler om hulle projekte te finansier, en dan kry jy male sonder tal dat daar groot, massiewe bedrae geld, miljoene der miljoene rande uitbetaal word aan hierdie kontrakteurs. En die kontrakteurs doen maak die oudste fout in die boek. Hulle koop vir hulle luukse motors aan en hulle hou groot partytjies en die werk word nie gedoen nie. Dis hoekom ons hier in Linwoodweg sien dat hier 'n projek is wat letterlik jare neem. Daar het hierdie jare 'n bietjie vordering gekom en Grandi sal bietjie meer kan toelig oor wat sedertdien al gebeur het, maar dit is maar een van vele voorbeelde. By rioolaanlegte hier noord van die stad, Rooiwal, het ek nou die dag gaan loop, waar 75% van die aanleg is buite werking. Die stadsraad het die eerste keer 10 jaar gelede al 'n korrupte kontrakteur, Edwin Saudi, aangestel om daar te werk. 360 miljoen rand is aan hom uitbetaal. Daar's bitter min verrig. Nou is daar 'n tweede kontrakteur aangestel. 124 miljoen rand is die kontrak. Van daai 124 miljoen rand is 90 miljoen rand al uitbetaal. Bitter min het verander, want 75% van die rioolwerke funksioneer nie. Daai rou riool loop in die Apiesrivier, die Apiesrivier loop in die Krokodilrivier en die Krokodilrivier loop in die Limpopo rivier. En so raak 'n plaaslike probleem van korrupsie en onbevoegdheid word 'n internasionale probleem. Ons het gesien die 30 mense wat in Hammanskraal aan E. coli oorlede is. Dit is direkte gevolge van hierdie wanbestuur. So dis 'n ernstige saak. En dis juist daarom dat dit nodig is dat ons nie moet hande in die lug gooi nie, en waar ons 'n plan moet maak in Grandi en die span raadslede wat ons hier in Pretoria het 'n baie netjiese raamwerk geskep vir die regrukplan wat die VF+ wil implementeer as ons deel van 'n koalisieregering na die verkiesing is. En ek dink Grandi sal baie interessante goed daaroor kan deel. Ja, Grandi, jy is al vir verskeie jare, is jy deel van die stadsraad, jy sien wat gebeur op voedselvlak. Daar is baie probleme. Hoe begin jy met hierdie regtelike plan? Wat het julle puntsgewys gesê, wat is die prioriteite? Ek wil begin deur te sê, baie moeilik. Dit gaan nie maklik wees nie, maar ons het 'n sekere standpunt wat ons wil huldig, en een van die standpunte is spesifiek dat ons die gemeenskap wil betrek. Hulle gaan deel vorm van die oplossing wat ons bied. So wat ons gaan doen is, die plan is gebou op die volgende 5 beginsels. En ek wil begin deur te sê, dis ons tyd, maar ek wil sê, dis tyd dat jou belastinggeld werk in jou wijk. Dis tyd dat daar minder base is en meer bouers is, arbeiders, ambagsmanne. Dis tyd dat die veiligheid en selfstandigheid van die stad opgeskerp word. Dis tyd dat die stad goed is vir sakeondernemings om in te belê, en dis tyd dat jy as individu seggenskap in die gemeenskap daar waar jy woon. So dit is waarop ons hierdie plan gaan baseer. So ons plan is om oor die volgende 12 weke of 3 maande stapsgewys deur hierdie 5 punte te werk, waar ons verskeie goed gaan doen. Onder andere gaan daar kort video's wees waar 'n raadslid
wie spesifiek die woordvoerder is oor 'n spesifieke portefeulje, bietjie die gemeenskap gaan toelig. En ons beplan om dit weekliks te doen, en daarna is daar vir elke intekenaar, luisteraar, is daar 'n geleentheid om deel te neem aan 'n peiling, maar ook om sy persoonlike of haar persoonlike insette te kan lewer. Sodat wanneer ons aan die einde van ons 12 weke kom, het ons saam met die gemeenskap 'n plan gebou. En dan is daai plan nie ons plan as politici nie, daai plan is 'n gemeenskapsplan. En so glo ons, kan ons vorentoe die gemeenskap betrek en met hulle die pad vorentoe loop. Grandi, Willie, bly by ons vir 'n oomblik. Ons gaan na die 7 uur nuus gaan ons verder gesels met Willie Spies en ook Grandi Tennyson oor die Vryheidsfront Plus regrukplan. Bly gerus ingeskakel en as jy 'n gedagte het daaroor, sal ons ook graag van jou wil hoor. 0663746193. En soos wat jy hoor, is Willie Spies, burgemeesterskandidaat vir die Vryheidsfront Plus, hier saam met ons in die ateljee, as ook Grandi Tennyson van die streekleier vir die Vryheidsfront Plus in die Groter Pretoria. En ons gesels oor 'n volledige en omvattende regrukplan vir die Tshwane Metro en Pretoria as hoofstad. Nou die plan, soos Grandi vroeër ook genoem het, sal weekliks deur middel van mediaverklaringe, sosiale media plasings en ook kort inligtingsvideo's bekend gemaak word. Nou ons gesels oor hierdie planne, hierdie eerste fase. Grandi, as ons dalk net weer daaroor kan gesels. Dit is die titel, dis ons tyd om gehoor te word. Dis eintlik tweelei. Aan die een kant ons tyd om gehoor te word en ook ons tyd om te hoor wat sê die publiek daar buite. Ja. Nou ek is op 'n paar groepe van waar ek woon, WhatsApp groepe wat 'n mens sien waar die inwoners, as daar 'n kragonderbreking is en as die kragonderbreking 'n bietjie te lank vat of as daar nie 'n rede is vir dit nie of nou het ons alweer nie water nie. Daardie tipe van probleme is wat jy wil hoor. Mens wil daarvan hoor, maar die belangrike is dat 'n mens ook moet weet, ons wil nie net sit en kla nie. Ons wil ook nie net sit en foute uitwys nie. Wat vir ons vreeslik belangrik is dat ons hierdie kloof wat op die oomblik bestaan tussen 'n staat aan die een kant en 'n gemeenskap aan die ander kant, wil ons oorbrug. En dit is hoekom hierdie slagspreuk van dis ons tyd om gehoor te word, dis ons tyd, dis gemeenskap is 'n tyd om weer na vore te kom en te sê ons wil bietjie self eienaarskap vat van ons woonbuurt, ons wil self eienaarskap vat van die probleme en ons wil die vryheid hê dat ons dit kan doen, dat ons omgewing kan beter maak. Tot dusver het dit nie in die politiek gebeur nie, die politiek het 'n politiek van elites geword. Dit het 'n politiek van beroepspolitici geword wat daar buite, daar ver staan, wat hulle besig hou met elke dag se geveggies tussen mekaar en elke dag se geveggies oor posisies en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar die goed wat gedoen moet word nie gedoen nie. En dit is hoekom hierdie plan wat Grandi in ons caucus ontwikkel het, vir my so opgewonde maak. Want vir die eerste keer is hier 'n politieke party, die VF+, wat sê, ons gaan daardie gaping neem, daardie gaping wat oor die jare heen, nou vir 30 jaar al, ontstaan het tussen die gewone mense op die grond en die staat wat al hoe verder verwyderd van ons raak. Ons gaan dit begin oorbrug. En daaroor is ek opgewonde. Dit sê vir my, hier is iets niets besig om te gebeur. Dis inderdaad ons tyd en dis iets om oor opgewonde te wees. Ek wil miskien byvoeg, oor die afgelope 5 jaar het ons 17 raadslede wat nou al baie goeie ervaring opgedoen het in hierdie tyd, want elke ou het gespesialiseer op 'n spesifieke portefeulje. So dit gee vir ons baie meer insig hoe om hierdie probleme te hanteer. Tesame daarmee, ons beskou hierdie hele verkiesingsveldtog of daarna eintlik nie as 'n eenman geleentheid nie. Hierdie is 'n span. Dis 'n span van 17 raadslede wat voortou neem en dan is daar in totaal 98 aansoeke vir kandidaate. Iets wat ons nog nooit beleef het in die VF+ nie. So dit sê al reeds vir ons, dis ons tyd. Hier is soveel mense. Ons sit daagliks met verskeie, in die afgelope paar maande, honderde aansoeke van publiek wat aansluit by die party. So daar's 'n ontwaking by ons mense en dis presies hoekom ons dan wil doen wat Willie sopas gesê het. Ons moet die gemeenskap nader bring aan dit, sodat hulle besluite kan neem. Ons het ook 'n omvattende plan, hoe gaan ons daarby uitkom, dat ons seggenskap vir die gemeenskap op die grond kan gee.
Daar is altyd 'n skool van mense of gedagtes wat eerste plek sê ek gaan nie stem nie. Want ons nou 'n groot verkiesing aan die einde van die jaar, dis ons plaaslike regeringsverkiesing, die datum is bekend gemaak, die registrasiedatum is bekend gemaak, maar wil jy daar steeds mense wat sê my stem tel nie. Ek gaan trek 'n kruisie en ek sien nie verandering nie. Hier in Pretoria tel jou stem. Dit het ons gesien. Hier het al 2 verkiesings na mekaar het hier koalisie regerings vanuit die oppositiegeleedere na vore gekom. Dit het ongelukkig 'n jaar of 2 gelede gesneuwel as gevolg van rigtingverandering wat Action SA geneem het. Maar dit is moontlik om 'n koalisieregering van regdenkende mense hier in Pretoria aan die gang te sit. Pretoria is die een stad waar hier 'n groot genoeg konsentrasie van Afrikaner mense is in die voorstede, dat as jy stempersentasies van naby aan 100% in die voorstede het, en jy dalk 'n groot wegbly stem of 'n groot versplintering van stemme in die townships, dan gaan jy waarskynlik 'n koalisieregering hier in beheer plaas wat baie nader aan ons is as wat ons dink. Ek is opgewonde daaroor. Die peilings wat gepubliseer word wys dat 'n koalisie waarvan die VF+ deel is, kan meer as 50% van die setels in die Tshwane Metro wen. Grandi het nou net genoem dat ons al byna genoeg kandidate het om elke enkele wijk in hierdie stad te betwis. Dit sluit die stadswyke en die townshipwyke in. Ons gaan oral wees. Ons gaan oral deelneem en ons is nie 'n partytjie wat sommer net onsself as 'n klein partytjie identifiseer nie. Die VF+ het homself as 'n ernstige speler in hierdie verkiesing geïdentifiseer. En die hele land hou Pretoria dop. Die hele land hou die VF+ ook hier in Pretoria dop. En mense, ons ervaar dit, mense wat die naweek kom registreer het om te stem, wat vir my sê, hulle die laaste keer wat hulle gestem het was in 1992. Dit is lank, was julle al gebore? Nou, 1992, die laaste keer wat hy gestem het, maar hierdie keer is hier iets besig om te gebeur. Hy gaan registreer, hy gaan sy kruisie vir die VF+ trek en hy gaan seker maak dat hy hierdie verandering bring wat broodnodig is hier in Pretoria, en dit sal oorspoel na die res van die land, maar ons moet iewers begin, en soos wat Pretoria FM ook al gewys het, Pretoria is die beginpunt van baie goeie dinge, en van hier af spoel dit oor die hele land. Net laastens, hoe gaan dit prakties werk? Daar is nou openbare deelname wat gevra word van elke persoon. Wat is jou probleem? Maar wees ook deel van die oplossing, nie net van die probleme. Hoe gaan mense te werk? Hoe gaan inwoners te werk? Is daar sosiale media platforms waar jy moet inteken? Is daar toepassing? Is daar webtuiste? Wat gebeur prakties? Ja, daar gaan beslis sosiale media wees met 'n skakel na 'n webtuiste toe waar jy jou insette kan lewer. Ons sal ook weekliks 'n peiling daar plaas wat jy dan kan sekere punte uitlig in die gebied waar jy woon, maar ook spesifiek plek maak waar 'n inwoner sy spesifieke probleem of gedagte of eintlik wat is die oplossing vir ons help gee. En dit is presies wat ons na die 12 weke bymekaar wil vat, en dan gaan kyk ons in elke afsonderlike wijk, wat is die aard van die situasie daar, hoe moet dit aangespreek word. Ons is gefokus op oplossings, ons is nie gefokus op allerhande kritiek nie, die mense weet dit self, ons hoef dit nie vir hulle te vertel nie. Ek wil net sê, en daardeur sal dit ons bemagtig om die stabiele vernoot in enige koalisie te wees, want ons het 'n plan, ons sal dit op die tafel sit, en ek dink nie enige ou van enige party kan met daai plan verskil nie, want dit is tot beswil van die gemeenskap. Is daar 'n webtuiste? Daar is 'n e-posadres wat jy nou reeds kan gebruik, want ek dink baie mense luister nou en hulle wil nou met ons kommunikeer. So gebruik die e-posadres 2026. Dis nou vir vanjaar se verkiesingsjaar 2026, die syfers @vfplus.org.za. 2026 @vfplus.org.za. Ek gaan net herhaal 2026 by vfplus.org.za, en dit is 'n e-posadres. Dis 'n e-posadres. Stuur jou idees soontoe, stuur jou planne soontoe. As jy jou hand wil opsteek en sê ek wil betrokke raak, stuur dit soontoe. Dit sal by ons uitkom en ons sal seker maak dat ons met jou kontak maak. Willie Grandi, baie dankie vir julle tyd vanoggend en dat julle so omvattend hieroor gesels het. Ek dink daar is soveel mense wat sê hierdie is 'n jaar wat daar 'n verskil moet kom in hoe die munisipaliteite en die stadsrade bestuur word, hoe belastinggeld
hanteer word en bestuur word. Hulle soek goeie rentmeesterskap, hulle soek goeie leierskap. Dankie vir julle tyd vanoggend. Dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg, dankie. Dankie vir die geleentheid. Dis 'n groot plesier en dankie aan Willie Spies, VF+ burgemeesterskandidaat vir die Tshwane Metro en ook Randy Teunissen, 'n VF+ streekleier in die Groter Pretoria wat hier by ons hulle plan bekend gestel het. Die e-posadres net weer 2026 by vfplus.org.za.